Die aande en die nagte is nou klein bietjie warmer. Ek hoor nou die hondekonsert hier buite julle. Ek weet nie of hulle nou al vir die Kerskonsert oefen nie, maar julle gaan nou en dan 'n dier hoor. Maar nou dat die aande en die nagte bietjie warmer is, kry 'n mens die kans om bietjie uit te gaan in die nag. Om Johannes het geglo, mens moet na 12 opstaan en uit jou huis uitgaan en kyk wat maak die sterre. Want ons dink hulle hang maar net heel nag, maar die sterre doen allerlei matriekels hierbo, terwyl hulle so op ons dakke skyn, terwyl ons slaap. En verlede week vir die eerste keer is dit nie so koud nie en ek besluit, okay, die tyd kom nader, dat die nagte is warmer, ek kan nou uitgaan en gaan kyk. Nou staan ek, nou kyk ek so op. O, dit is so mooi. En die sterretjies speel so. Hulle is so vredig en gelukkig was Elon Musk se trein nie daar nie, want ek en die oom het hom gesien eendag ons het in die huis ingehol en ons koppe toe gegooi. Dit was net sterretjies wat daar was. Nou staan en verkyk ek my so aan die hemelruim en ek loop my pad daar op die Hemelstraat en daar hoor ek dit. Hier's 'n uil. En omdat ek nou nie in die winter uitgegaan het in die nag nie, het ek niks van die uil gehoor nie. Ek het net gedink, ek hoop tog die uil is nog daar. Hier so as jy so deur die droë rivier loop gaan, is daar nou die skuur en dan langs hom so 'n groot klipgebou. Ek dink waar oom Hannes nog destyds seker die motors en die dinge gehou het en daar's 'n solder met so 'n gat in die deur. En daar bly, vandat ek op Teefontein gekom het, bly daar 'n uil. En ek is seker, dis 2 uile wat kindertjies maak daarbo. Ek meen laat eiertjies uitbroei, dat ek nou nie so praat van die uildarm nou nie. En toe ek hoor nou die nag, die uil praat met my. Die uil praat net na 12. Ek het nou voorheen al vroeër jare, dan gaan ek voor 12 uit niks. Die uil het iets te sê na 12. Nou staan ek daar en luister. Haal amper asem. Nou wonder ek, dis of hy iets afkondig, iets aankondig. En die skuur waar hy is nou eentjie op na die moederhuis toe teen die Manberg, so hy praat nou hier af in die vlak, en hy praat hier op teen die Vrouberg, en op teen die Manberg, en hier op in die kloof. Praat daar die uil met die hele diereryk, en elke mens wat wil luister. Want dit is vir my so 'n heilige geluid. So 'n geluid van alles is goed. Die uil het gepraat. Ek het nog nooit naar gevoel as 'n uil gepraat het. En sy praat, dan voel ek, alles is goed. Die uil het gepraat. En nou laat die lente sommer hand oor hand nader kom, gaan ek nou aand vir aand na 12 uit. Dan gooi ek vir my so 'n bietjie tee. As my planne wat ek julle vertel, gaan ek my bietjie tee gooi. En daar staan en drink. Terwyl ek na die sterre kyk. En na die uil luister. En daar praat die horlosie nou die waarheid. Hoe geseënd is 'n mens nie, as jy 'n uil naby jou het nie. Ek weet mens kan allerlei uilhuise en uildinge bou. Julle wat daar in die stad bly, vind 'n bietjie uit. Hoe kan 'n mens 'n uil hier rondom jou huis kry, wat met jou in die nag kan praat en kan sê,